Hey, gemeente, baie welkom. Ek hoop, het gaan goed met julle almal, met my gaan dit baie goed. Ek het die 2 groot feesvieringe die week gehad. Eers is ek in Elmarie Saterdag getroud. En ek het Saterdag verjaardag, so 2 dae mekaar. Maar dit gaan baie goed met die pastorie. So dankie ook vir almal se gelukwensing en se WhatsApps en boodskappe en almal se betrokkenheid. Dit is opsien. In die afkondigings het ek 'n stukkie geskryf om dankie te sê vir die gemeente vir julle ondersteuning ook met die beplanning van die huwelik en alles wat daaroor gebeur het. En dan herinner ek sommer nou na die tyd van ons daar agter is daar baie goed te eet. So as julle saam met my in Elmarie sommer net wil kuier of gesels, is julle baie welkom. Dit sal lekker wees. Ons gaan 'n bietjie kyk wie verjaar die week en wie is gaste, wie kuier bietjie hierso. So George, as ons hier die linkerkant begin, as jy van vandag af tot volgende Saterdag verjaar, kan jy net jou hand opsteek vir jou geskenkie, of as jy 'n gas is of kuier hier vir die eerste keer hier is jy ook wel. Middelste blok. As jy nie jou hand opsteek nie, gaan George jou in elk geval kry, so steek maar net op. Dis die maklikste. Die regterkant, by die regterkant se blok, daar is iemand agter jou, George. En dan die op die galery, hoor. En as iemand wat verjaar, of dit is hier, by jou bietjie. Kyk nie so. Dankie. Liewe gemeente, ons dink ook nog steeds aan Sunay Kotse. My man sit baie besig. Ekskuus my dat hulle is hierso. Ek weet jy nou was ek, maar dit gaan beter met Sunay. Soos ek baie dankbaar is uit ICU uit het gesien dat sy soos ek dankbaar daarvoor, ons bly bid vir julle, bly dank vir julle in die gesin. Dan is ek lekker om die Annetjie te sien. Dat die Annetjie weer agter sit, ek weet dat die Annetjie was rukkie terug wat bietjie in die hospitaal, ons het bly Tannie is hier en Tannie is terug. Ons dink steeds aan George en Teresa wat nog behandeling kry vir kanker, en George wat operasie ondergaan het, maar George klink baie goed, en die resultate sover is baie goed. En dan, ja, kan ons maar dink aan Ina ook. Ina wat altyd daar by die PowerPoint doen. Ina is nog in die hospitaal en hulle is besig om te kyk daar, maar ons kan regtig vir haar vir indruk in die familie dink in hierdie tyd. Dan het ek net so 'n paar afkondigings wat van uitlig. Die bazaar, ons tema hierdie jaar met die bazaar is die vrugte van die gees. So julle sal sien dit is die afkondigings ook. Al die dinge wat ons gaan verkoop en die goed wat ons gaan maak, so asseblief as jy enige vrae met die bazaar het, waar is Marisa? Ja, soos Marisa praat, na die tyd kry jy iets om te eet en 'n koffie en praat met haar of met my. Dan hande vol seën. Ek wil dankie sê vir die gemeente, vir die van julle wat al sakkies gevat het. En ek het self nou weer gevat en dit is net so lekker maklik. Ons het regtig goeie insamelings in die jaar vir die bazaar. As jy kan sien, dis 'n eenvoudige sakkie wat jy daarvoor by die deur kry, daar so 2 of 3 bestanddele in. So as jy jou 60 doen soos ek, of jou ander plek, dat ek nou nie 'n spesifieke winkel hier adverteer nie, maar as jy jou aanlyn aankope doen, dan sit jy dit net by, of as jy daar in die winkel stap, dan sit jy net so 2 of 3 bestanddele by 'n suiker of 'n meel of wat ook al daar is. So ondersteun ons asseblief daarmee, ons vorder goed, ons het so 'n paar rammetjies nodig. Dan is daar Botshabelo Oorfees, ook 'n geleentheid vir fondsinsameling in Botshabelo. Ek het nou na die name gekyk, ek ken nie al die name nie, maar dit lyk of wat baie goed en interessant gewees, dis ook as deel van die gemeente, die gemeenskap aan Botshabelo. So kyk asseblief, dis net R50 per persoon. En dan die teddybeer. Waar is dit net, ons soos goed het hier gehad het. Is hy hier is? Ok, die lyn gaan nou die teddybeer wil bring. As jy nou
Ted daar sê na my sê, dankie julle. Dit is die Teddy, baie mooi gebrei, en hy is op vir 'n kaartjie, julle kan dit lees, en hy is lekker swaars, ons kan hom terugsit daar, en in die tyd as jy wil kom voel, hoe lekker sag hy is, kan jy kom voel. So asseblief, dit is ook beskikbaar, ja, en dit is die groot afkondigings wat ons dan nou, wat ek vandag net wil uitlig. Ek gaan 'n geleentheid gee vir die dankoffer om te doen. Afkondiging vergeet, in hierdie maand saam met ons geld ook vir Bybelverspreiding in. So die 23ste is die dag wat ons spesifiek vir Bybelverspreiding gaan jou dankie verbring daarvoor. Maar daar is pillehoortjies, veral vir die kinders daar by die D, wat ons dan ook wil insamel vir Bybelverspreiding. Gemeente, as ons in mekaar kom, dan weet ons, die Here is hier teenwoordig, en dat die Here met elkeen van ons nog werk. Een van die heiligste plekke wat ons kan wees, is daar waar die Here deur sy woord en sy gees met ons kom praat. En ons het vandag so afspraak. So kom ons begin deur 'n lied saam te sing. Ons sal sing dit 159 vers 1 en 3, sing ons terwyl ons so sit. Hier waar ons voor
'n gemeente 'n paar weke terug het ek my hoenderhaan nie gehad. Van die kinders kan onthou. Kan julle onthou wat sy naam was? Nee. Sê gaan weer? Pieter, mooi. So rukkie terug het ek my hoenderhaan gebring nou. Ek weet nie, almal weet dit dalk nou nie. Min mense weet dit, ek dink my bure weet dit. Dat ek die 3 hoenders, daar's 3 pastorie hoenders. Een se naam is Piet, dis die haantjie. Dan is dit Meiby en dan is dit Krulle. Nou, ek was van die begin af baie opgewonde dat my hoenders eiers lê en kyk in kies. En hulle het net eenvoudig die eiers gedoen. So ek was bietjie ontsteld en party mense het vir my gesê, wag 'n bietjie, kyk wat gebeur, gee hulle 'n bietjie kans, die haantjie is nog jonk. En toe so 'n week terug, gaan ek eendag buite toe en in die middel van my grasplek lê daar 'n wit eier. Interessant dat hy wit is, die bruin soos die wat jy baie keer in die winkel koop, 'n kleinerige eiertjie. En ek kom toe agter, maar my hoenders het begin eiers lê. Maar hier is die probleem. Hulle het soms so geloop op die grasperk en dan poep, val die eier uit. En dan loop hulle aan en dan kom die volgende enetjie aan, dan is daar nog 'n eier. En dan val ek, was dit lekker, want ek het hulle toe nou gevat en in die yskas gesit en hulle proe baie lekker, as ek hulle in die oggende gebruik. Maar ek het begin geïrriteerd raak, want ek het op myself gedink, nou, gaan hierdie hoenders ooit 'n eier in 'n nes lê en dan kyk ek hierdie. En ek het op stadium selfs gedink, ek hoop nou nie ek het 'n paar hoenders gekry wat nie kan lê nie, want dan gaan ek dalk maar die hoendertjie moet slag. Of iets anders moet hulle doen, as hulle nie kan lê nie. En ek het ChatGPT gevra, en ChatGPT het gesê, geef hulle lêmeel, maak seker hulle is veilig, doen dit en doen dat. En ek het gedink, al die goed wat ChatGPT sê, het ek gedoen. Hulle het 'n veilige hok, hulle kry goeie kos, daar's nie vreeslik baie goed wat hulle pla nie, daar's nie jakkalse en sulke goed nie. Maar nog steeds het hulle nie gaan lê op 'n nes. En in die week, donderdag spesifiek, is iemand by my en ek hoor net 'n boei. En Elmarie, toe ek klaar die afspraak daar by my kantoor gehad het, kom Elmarie na my toe en sy sê, kyk hierso. Sy sê, Joshua het geroep en kom sê, die hoender is dood. En ons stap toe so om en agter daar by die erf so in 'n hoekie lê die hoender. Maar sy sê toe vir my, kyk mooi. Krulle is nie dood, die krulle lê op 'n nes. En toe het my hoender uiteindelik begin om nie net eiers te lê nie, maar ook om op haar eiers te sit. En die oomblik is daar 7 eiers. So ek het dit dan nou ChatGPT kom my daarmee help, oor 21 dae is daar waarskynlik 7 pastoriekykens. En as ek 'n preek moet uitwerk oor kykens, want ek sal klaar gesê die kykens moet ook help. Maar in die hele proses het ek my net weer in die stilte tyd weer besef dat ek baie keer goed wil uitdruk. Ons leef nie in 'n tyd waar jy geduldig is. Ons kry vinnig 'n takeaways. As jy ooit op die internet bestel, kan jy dit vinnig doen. In die stad kan jy vinnig winkel toe gaan. Ek dink partykeer mense die platteland het meer geduld. Ek was ongeduldig met die hoenders soveel so wat ek gedink het ek gaan hulle nou maar slag. Want as hulle nie vir my gaan kykentjies gee nie, wat help dit? En dis asof die Here net weer vir my kom sê, Johannes, partykeer moet jy net wag. Dis vir ons moeilik. Psalm 130 sê iets my verskriklik mooi. Daar staan van vers 5 af. Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here, meer as wat die wagte op die môre wag. Wagte op die môre. En dan die oproep, wag op die Here Israel, want hy, die Here, wat by die Here is, daar troue liefde, by hom is verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes. Die volk het geweet wat dit beteken om partykeer op die Here te wag, geduldig terwyl die dinge nie loop soos hulle nou gehad het op die oomblik nie. Ek het maar net op die nuut besef dat ek baie keer in my lewe, soos met die hoendertjies, partykeer die hoenders wil slag, terwyl ek regtig net 'n bietjie moet wag, want die Here doen die dinge op sy manier.
So iewers in daai hoendertjie se kop, en dis wat vir my eintlik besef het hoe groot God is. Nadat sy klompie eiers sommer daar op die grasperk so tussen die perskebome laat val het iets in daai hoendertjie se kop gebeur om te sê, dis 'n eier, dalk moet ek hier ook lê. Dalk maak ek iets. Dis hoe die Here werk baie keer. Dit is net wag vir die regte tyd. So moet ek oomblik vir stilte gee. Wat is daar by jou, soos by my, wat jy dalk maar ongeduldig is? Wat jy dalk vir Here vandag gee, net wil sê, Here, ek vertrou U, soos Psalm 130, ek wag op U, en ek weet U tyd is die regte tyd. Kom ons gee 'n oomblik vir stilte gebed. Amen. Nou gemeente, die Here wat die tyd bepaal, die Here wat vandag bepaal het dat jy hier moet wees, het ons nie net by mekaar gebring nie, maar hy wil deur sy woord en sy gees met elkeen van ons praat. Die Here het 'n afspraak met jou vandag, en daarom groet ek jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Kom ons staan en ons sing ons 'n loflied saam. Ons gaan sing die 201 vers 1 en 2. Gemeente, voor ons die teks lees, vir die kinders wil ek graag vandag begin, die boodskap deel begin, met 'n boekie wat ek 'n paar jaar gelede vir my kinders gelees het. En ek weet nie of jy al die ervaring gehad het nie. Partykeer lees jy 'n kinderstorie, en as jy hom klaar gelees het, dan besef jy, wow, hier's 'n ongelooflike boodskap in hierdie verhaal, wat dieper gaan as net die prentjies in die boekie. Nou, voordat ek vandag se teks lees, en miskien kan ek nog die teks sê, vir die wat daar oopmaak, ek lees in die 83 vertaling, Matteus 21 vers 28 tot 31. Matteus 21 vers 28 tot 31. Voordat ons die teks lees, wil ek eers by die kinders dan lees die storie vertel, want ek is nuuskierig om te sien wie van julle het al die boek gelees of dalk gehoor. Ek het hom hier uitgeneem in Figaro Park se biblioteek, net hier af in die straat. Die boek se naam is The Short-Sighted Giraffe. En ek sien wie het al iemand hom al gelees of gehoor van die boekie.
Sê ek altyd nie almal gelyk nie. Dis nie. Okay, ouers, hier is 'n boekie, oumas en oupas, hier is 'n boekie wat jy maar vir jou kinders gebruik nie, wys nou wel in Engels, maar ek weet, dit is nou nie ons voertaal hier in Bloemfontein nie, maar ek dink ons kan daarom, kinders kan dit dan verstaan. The short sighted giraffe, so iets wat gebeur. Dit gaan oor 'n kameelperd, wat in die diereryk is, saam met al die ander diere. En die diere kom agter die kameelperd het 'n sigprobleem. Met ander woorde, die kameelperd kan nie lekker sien nie. En wat hulle dan doen is, hulle sê vir die kameelperd, ons sal vir jou 'n bril maak, en dan kan jy die bril dra, dit gaan jou baie help. En dan kom die kameelperd en sy sê, luister, ek gaan nie 'n bril dra nie, ek gaan belaglik lyk. Ek is alright, ek kan so aangaan soos wat ek nou is. Maar dan kort daarna, dan kom die kameelperd en sy loop onder 'n tak, 'n boom met 'n taktrief op haar kop. En sy is amper bewusteloos en sy besluit sy gaan 'n valhelmet aansit. Sodat wanneer sy weer op kop stap, sy nie amper uitpaas. Goed, en dan kort daarna hardloop sy en sy hardloop kaplaks binne in 'n renoster vas. Penselpluitjies onderste boot, liegies vol rowe, en sy besluit, sy gaan 'n klokkie aan haar stert vasmaak, sodat wanneer sy hardloop, alle diere nie voor haar inkom nie. Nou dit was nog nie die einde nie, daarna het sy gestap en haar voet het sy teen 'n klip gestamp. Toe kameelperd besef, haar voete op, haar hoef, ek sê nie haar voete, haar hoef gaan dit nie hou nie, en sy kry toe 2 stewels, sulke ou weermagstewels. En sy sit vir haar die stewels aan, sodat as sy weer oor 'n klip val, sy nie sal seer kry nie. Daarna het sy gaan sit, iewerster, en nie gesien, daar's 'n doringbos agter haar nie, en sy het binne in 'n doringbos gaan sit. En toe is haar boude vol doring, soveel so dat die ander diere, die renostervoeltjies moes kom en die doringkies uit haar boude uittrek. Toe het sy besef, sy kan ook nie so aangaan nie, sy gaan 'n kussing vat en dit aan haar stert vasmaak, sodat wanneer sy sit, die doring sal nie kan steek. Daarna, glo dit of nie, het kameelperd binne in die rivier ingehardloop, sonder om te sien, die rivier is vol water. En sy het amper verdrink, gelukkig het seekoei haar gesien en haar uitgestoot op die wal. En toe het sy 'n tjoepie om haar lyf gesit, sodat wanneer sy weer in die water val, sy nie verdrink nie. En die laaste ding wat haar oorgekom het, is sy het in 'n gat geval. Toe kon sy nie uitkom nie. Toe moes die diere met zebra se stert vir haar in die gat hang, dat sy daar byt, dat hulle haar uittrek, sodat sy die gat uit kan kom, en sy het toe besef, dit kan sy ook nie, daai kans kan sy nie vat nie. Sy sit toe 'n leer oor haar kop, sodat wanneer sy weer in 'n gat val, sy nie hoef te wag tot iemand haar kry en dat sy self kan byt. Nou, het die diere teen die tyd was nou moedeloos. Kyk, hulle het nie meer geweet wat om te doen nie, maar kameelperd het vir hulle baie werk gemaak, en dit was baie geval. So het hulle toe by mekaar gekom en ooreengestem dat luiperd een aand terwyl kameelperd slaap, skelmpies die bril op haar oë moet kom sit. So terwyl kameelperd een aand slaap, kom die luiperd en hy laat val 'n mooi brilletjie oor kameelperd se oë. Volgende oggend word kameelperd wakker. Die eerste ding wat sy doen is sy gaan drink water, en toe sy water drink, toe sien sy haar eie refleksie en sy besef, ek lyk belaglik. Kyk hoe lyk ek? Leer en tjoepies, boots en kussings en valhelmet. En sy besef, sy kan nie so aangaan nie. Sy trek toe al die goed uit, die leer en al die goed wat sy aan het, en sy kyk vir haarself in die water, en sy sê vir haarself, eintlik lyk jy nogal slim met bril. En van daai dag af was die drama met kameelperd, was dit verby. Nou, kameelperd het ook toe nou na die tyd gegaan en jammer gesê, vir al die ongerief en die skade wat sy aan die ander diere gedoen het, en die wat sy nou ontstel het met die wat sy nie kon sien. Nou wat vir my mooi is van die storie, as mens nou mooi daaroor dink is, soms is dit wat ons nodig het in die lewe net 'n nuwe bril, 'n nuwe uitkyk.
En soms is ons skaam om te erken ons was verkeerd. Soms wil ons nie sê, al hierdie goed wat ons saam met ons dra is behoort. Dis iets van dit, wat ons ook dan vandag se teks gaan raak. So ek dink die kinders, die kan nou maar kom gaan. Matteus 21 vers 28 tot 32. Voordat ons saam lees, kom ons bid saam. En ons Vader, terwyl ons die laaste paar dae, weke van Augustus ingaan, en ons bewus is van lente, wat in die lug is, na baie koue week wat verby is, Here, is ons dankbaar om hier te kan wees. Ons is dankbaar dat elkeen van ons gesond genoeg is om vanoggend hier in 'n bank te sit, saam te kan lees, te kan hoor, selfs te kan saam sing. Maar Here, ons is nie net hier om te sing en te hoor en te wees nie. Ons is ook hier, Here, sodat U ons lewens kan verander. Sodat ons al hoe meer in ons dag tot dag lewe kan lewe in gehoorsaamheid aan U, soos kinders van U. Here, die beste manier wat ons daar kan wees, is om oop te wees vir U wat deur die woord en die gees met ons praat. En daarom is ons nou vanoggend hier, Here, wil ons osself oopstel, en sê, Here, praat met ons. Ons wil luister, ons wil ons hande oopmaak, ons wil ons voete beskikbaar stel, ons wil ons ore vir U uitleen, ons wil ons bril opsit van geloof. En ons wil sê, hier is ek, Here, praat met my, stuur my, gebruik my, in die koninkryk. Ons bid dit in U naam, Here. Amen. Net voordat ons die gedeelte lees, 'n bietjie net agtergrond oor wat vooraf gebeur. Jesus is nou besig in Matteus 21 om die skrifgeleerdes en die fariseërs, die godsdienstige leiers van die tyd, die harnas in te raak. Vroeër in hoofstuk 21 wat ons nou lees, was hy in die tempelterrein, en hulle het van die tempelterrein 'n rowersnes gemaak, hulle het geld gemaak, mense ingedoen, en Jesus het die tafels omgegooi, en dit het hulle baie ontstel. So hier's nou 'n groepie godsdienstige leiers wat amper soos honde sniffel agter Jesus aan, om te kyk, hoe kan hulle hom by die mense in diskrediet stel, hoe kan hulle hom verneder, en hoe kan hulle kry, dat hy nie verder in hulle slaai kan trap, en hulle goed deur mekaar trap. En net na die tempelgedeelte, voor die gedeelte wat ons nou gelees het, het hulle prontuit reguit hom toe gekom en gesê, wie gee vir jou die reg om die goed te sê wat jy sê en die goed te doen wat jy doen? Wie is jy om tafels in die tempel om te gooi en vir mense te sê, dit is verkeerd om mense in te doen wanneer hulle by die tempel met die tempelbelasting betaal? Wie is jy? En ek sê jy met respek, maar ek dink dis hoe hulle dit benader en hulle Jesus nie noodwendig as U aanspreek nie. Wie is jy om vir ons te sê hoe ons dinge moet doen? So ons moet besef dat op hierdie punt is daar intense spanning tussen Jesus, die fariseërs en die sadiseërs, en is hulle eintlik al reeds besig om te beplan hoe kan hulle hom doodmaak, permanent stil maak sodat hy ophou
om hulle te verneder voor die mense, of hulle maskers af te haal en hulle ware klere voor die mense te wys. Nou die gelykenis sal julle hoor, het eintlik nog meer olie op die vuur gegooi en nog meer kritiek gegee vir hierdie godsdienstige leiers. Kom ons lees dit saam. Wat sê julle hiervan? Daar was 'n man met 2 seuns. Hy het vir die een gaan sê, seun, gaan werk vandag in die wingerd. Ek wil nie, antwoord hy. Maar later het hy spyt gekry en hy tog gegaan. Die man het toe na die ander seun toe gegaan en vir hom dieselfde gesê. Hy het geantwoord, goed pa, maar hy het nie gegaan nie. En nou vra Jesus die vraag, wie van die 2 het gedoen wat hulle pa wou hê? Hulle sê, die eerste, en toe sê Jesus vir hulle, dit verseker ek julle, tollenaars en prostituie gaan eerder as julle in die koninkryk van God in. Johannes het gekom om julle die regte pad te wys en julle het hom nie geglo nie. Maar tollenaars en prostituie het hom geglo. Maar selfs toe julle dit sien, het julle nie agterna berou gekry en hom geglo nie. Net tot sover wat ons vandag saam is. So Jesus kom in 'n baie kort gelykenis en hy kom vertel iets van God se hart vir mense, vir skrifgeleerdes en vir tollenaars en prostituie. En ek dink die eerste ding om na op te let, om raak te sien is dat albei is God se kinders. Julle het dit gesien. So hy begin nie deur een was 'n kind en die ander een was 'n slaaf of 'n werker of iets nie. Albei hierdie was seuns van die Vader. En wat eenvoudig gebeur is, die Vader sê vir hulle, gaan werk vir my in die wingerd. Die eerste een antwoord, ja Heer, ekskuus, ek het dit dubbel gery nie, net seker maak ek dit reg. Ja, die eerste een sê, ek wil nie gaan nie. En die tweede een sê, ja Heer of ja Pa, die oorspronklike taal sê eintlik ja Heer, maar dit was ook 'n gesag, 'n vorm van erkenning van jou gesag. Met ander woorde, die eerste seun wat sê ek gaan nie, is eintlik in daardie tyd so 'n bietjie ongeskik is. Want hy spreek nie sy pa aan nie. Hy sê sommer net ek wil nie. Amper soos 'n tiener wat rebelleer, sê ek wil nie, gaan dit nie doen nie. Maar die tweede seun as sy pa sê van werk in die wingerd, praat respekvol met die vader. En hy sê, ja pa, ja Heer, ek sal dit doen, ek sal gaan. Nou, hulle antwoorde verskil. Die een sê respekvol ja, die ander een sê disrespekvol nee, gaan nie. Maar hulle aksies verskil teen die verwagtinge. Die een wat ja Heer gesê het, en respekvol was het uiteindelik nie gegaan. Nou ek het in die week op die boodskap uitgestuur met die woord ja nee, wat 'n reg Afrikaanse woord is. En ek het gesê, wanneer jy vir iemand vra, sal jy asseblief hierdie vir my doen, en hy sê, ja nee, dan sal jy nie regtig weet of hy dit gaan doen of nie doen nie. Hy kan dalk saamstem met wat jy sê, maar hy gaan dit nie noodwendig doen. So die eerste een se antwoord was eintlik ja nee. Ja pa, met ander woorde, hy dink dit moet gedoen word, maar uiteindelik was hy antwoord nee wanneer hy nie gaan om dit te doen. Terwyl die tweede seun sê nee en hy's bietjie ongeskik, maar iewers nadat hy vir sy pa nee gesê het daar iets in sy hart gebeur om te sê, hoe is dit eintlik? Moet eintlik met meer respek teen my pa werk. En hy het gegaan en hy het uiteindelik die werk gedoen wat gedoen moet word op die wingerd. Nou is die vraag, wie van hierdie twee het reg opgetree? Of wie van hulle die regte ding gedoen? En as mens regtig mooi lees, dan sal jy sien, eintlik het nie een die regte ding gedoen.
Een het gesê, ja, pa, ek sal dit doen, en het nie gedoen nie. Die ander een was ongeskik en het gesê, ek gaan nie, en het wel gedoen. Maar mense wat met die gedeelte skryf, sê ons moet onthou, dat die regte reaksie eintlik sou wees, ja pa, en dit gaan doen. So eintlik, streng gesproke in terme van optrede en gedrag, het beide die seuns fouteer. Beide was nie altyd nie altyd op die regte pad nie. Beide het foute gemaak en mense kon sê die een het hierdie fout gemaak en daardie een het daardie fout gemaak. Nou vra Jesus vir hulle uiteindelik, wie het die regte ding gedoen? Wie het gedoen wat sy pa sê? Dis hier waar die groot toets kom. Wie het uiteindelik die regte ding gedoen? Nie wie was 100% reg nie, wie was perfek nie, wie het alles reg gedoen nie. Jesus vra net, wie doen uiteindelik dit wat gedoen moet word? Wie is die een wat uiteindelik doen wat die Vader sê? En dan kom die groot skok in die gelykenis. Want die wetsgeleerdes, die skrifgeleerdes sê, dit is die seun wat uiteindelik dit gedoen het wat moet gedoen word. En dan sê Jesus, julle is die seun wat sê ja pa, en uiteindelik dit nie doen. So dit moes die groot skok in die gelykenis gewees het. Dat hierdie fariseërs sê, ja, dis die een wat uiteindelik nie gedoen het. En Jesus sê, ek sê vir julle is die wat sê ja pa, en dit nie doen nie. En die prostituie en die tollenaars, hulle is die wat die regte ding doen. Hulle is die wat uiteindelik die koninkryk sal ingaan eerder as julle. Dit is die groot vraag in hierdie gedeelte. Wat is die groot verskil tussen die twee seuns? Behalwe dat een sê ja en dit nie doen nie, en die ander sê nee en hy dit wel doen. Wat is die groot verskil in hulle gesindheid en dit wat uiteindelik maak dat Jesus sê hierdie een het die regte ding gedoen? En die antwoord is spyt. Dit is die sleutel van die teks. Een het spyt gekry, die ander het nie. Een het berou gehad, die ander het nie. Met ander woorde, die een wat gesê ja pa het nie gedoen het nie, nie een oomblik daaraan gedink dat hy spyt kry of jammer is nie. Hy het net aangevang, terwyl die ander een het spyt gekry. Sien dit veral in die oorspronklike teks, die gewone woord vir bekering is metanoia of metanoia, en hier is gebruik dit die woord metamedomai. En die groot verskil is, die een beteken net bekering, jy slaan in die rigting in, jy doen 'n nuwe ding, jy nuwe denke, nuwe gedagtes, maar hierdie spesifieke woord wat hier gebruik word, het 'n baie sterk koneksie met berou en spyt. Met ander woorde, as jy nou baie tegnies wil maak, sou jy sê, iemand kan 'n bekering beleef, of 'n ander rigting ervaar, sonder om regtig veel om te gee oor wat agter hulle gebeur het. Hulle besluit net, nou gaan ek die rigting. Hierdie woord word net gebruik vir iemand wat terugkyk en sê, o God, wat het ek gedoen? Nou moet ek vorentoe, moet ek dit nie weer doen. En dit is die twee plekke wat ons by hierdie seun, by hierdie gedeelte dit sien, vers 29, waar hy antwoord, nee, ek wil nie, en later het hy egter spyt gekry en tog gegaan. Spyt gekry. Die tweede een, en hoewel julle dit gesien het, het julle tog nie later berou gekry en opgevoer nie. Al twee dieselfde woord wat gebruik word. So die groot verskil, is een het berou betoon, spyt gekry, die ander nie. En dan kom Jesus eintlik, en hy sê die harde woord. Jy nie kan jammer sê nie, van jy moeilik in die koninkryk God. Jy nie kan spyt wees oor jou verlede, die dinge wat jy gedoen het, wat verkeerd was nie. As jy nie insig daarin het, dat jy foute gemaak het nie, mag ek my verstout om te sê, dat as die koninkryk nie vir jou, dan kan jy nie die Here se liefde ervaar en God se genade beleef
soos wat dit bedoel is wanneer jy die evangelie bring. Nou moet jy mense 'n bietjie simpatie met die godsdienstige leiers. Hulle het voorgeloop en vir almal vertel wat hulle moet doen. En dit was vir hulle bitter moeilik om te erken, weet jy wat, ons maak ook foute. Ons is nie altyd perfek nie, ons is baie keer nie eerlik nie, want Jesus het baie keer gepraat oor wit gekaapte grafte, dat hulle nie uiteindelik in hulle lewe doen wat hulle sê nie. Maar die groot ding was, hulle was so trots op wat hulle moes doen en wie hulle was, dat hulle nie kon sê, weet jy wat, ek het 'n fout gemaak. Soos iemand wat 'n klompie mense onder hulle het, en wat 'n fout maak en dan vir daai mense wat onder hom of haar werk moet sê, ek het 'n fout gemaak. Ek onthou so goed in die weermag, as die korporaal of die samajeur met 'n fout gemaak het, want hulle het nooit erken, hulle is nooit gesê, ons moet toets of jy weet wat die regte ding is. En dis daai tipe ou ding, nee. Ons toets jou net, ons het nie 'n fout gemaak, net gekyk wat doen jy as ons dit doen. En dit is die skrifgeleerdes en die fariseërs. Die feit dat hulle geleef het asof hulle perfek is, het gemaak dat hulle nie die vermoë het om te sê, ons is jammer, ons het foute gemaak. En Jesus sê, as jy dit nie kan doen nie, dan is die tollenaars en die prostituie beter af as jy. Aan die ander kant het ons mekaar sê, iemand wat weet hulle doen verkeerd, iemand wat weet, hulle is besig met die verkeerde dinge, kan dalk net makliker sê, wow, okay, ek is jammer, dit was verkeerd. Maar dit was die onvermoë van die skrifgeleerdes, Fariseërs, die godsdienstige leiers, om te erken dat hulle dalk nie alles reg gehad het. Wat gemaak het dat Jesus vir hulle sê, julle mis dit. Julle mis die punt. Mense sou kon sê dat die skrifgeleerdes en die fariseërs hulle pad 'n klompie wette en goed gehad het, wat hulle gedoen het, wat hulle laat goed voel het. Kan ek terug na die kameelperd toe gaan, hulle het 'n leer opgesit, en hulle het 'n velhelm gedra, en hulle het skoene gedra, en 'n klomp goed ekstra bygedoen, sodat hulle uiteindelik kan voel, hulle doen die regte ding. En Jesus sê vir hulle, julle is eintlik blind. Al wat julle kort is die bril van geloof, maar as julle nie kan erken dat julle belaglik lyk nie, as julle nie in die water kan kyk en kan sien, o God, jy weet, ek is nie so wonderlik as wat ek dink nie, ek moet ook maar voor die Here op my knie kom en sê, ja, maar as jy dit nie kan doen nie, dan kan jy nie die bril van geloof dra. Dan loop jy dan met die tjoepie, en met die toeskoene, en met die valhelm, en met die leer om jou nek, en wat nog as jy dan nou nie tot bekering kom nie, om jou. Dit was 'n swaar las. En die fariseërs en die sadiseërs het dit ook aan die mense oorgedra. Jesus kom sê eintlik vir hulle, ware geloof gaan nie oor 'n klomp goed bydra en saampak en aantrek en opsit nie. Dit gaan om God te laat gaan. Om na die verlede te kyk en te sê, ek was verkeerd, Here, maak my nuut, maak my oor, help my om dit af te lê, trek uit my tjoepie, trek uit my boetse, ek wil net die bril van geloof dra. Dis wat ek wil doen. Wat sê dit vir ons vandag? Dis harde woorde, want baie mense sukkel om jammer te sê. Maar miskien moet ons dit hoor. As ek en jy nie kan berou betoon nie, dan sê die Here, die evangelie gaan nie dan. Want die kern van die evangelie is om terug te kyk oor my lewe en vir myself te sê, ek het groot foute gemaak. Ek staan skuldig voor die Here. En mag ek sê, dis ook nie 'n eenmalige ding nie. Bekering is nie iets wat jy doen die dag as jy die Here ontmoet, of jy gedoop word, of jy belydenis aflê, wat ook al, en dan is jy nou reg nie. Bekering is 'n daaglikse ding. 'n Groot geloofshelde in ons geskiedenis het dit besef. Dis om daagliks in die spieël te kyk en te sê, ek het vraggies weer my tjoepie aan. Ek het vraggies weer leer om my nek.
Ek het vragies weer iemand seer gemaak, iemand te nagekom. Here, vergewe my, en God is genadig. As ek het reg sê, jammer, dan vergewe my. Ons moet dit hoor, as ek nie dit kan doen nie, as ek alles reg doen, en is altyd die ander mense, en is nooit ek nie, en eintlik is ek al perfek. Iemand sê nou weer dan vir my, party mense dink hulle is God's gift to mankind, met respect gesê. En ek kan nie eerlik opstaan en sê, jammer nie. Dan kan die evangelie nie in my word geskryf. Jesus kom sê, ongelukkig, dat mense wat in die kerk is, baie keer lees wat die moeilikste jammer sê. Maar as jy buiten toe gaan, na die plekke, die hole, die plekke waar mense met die Here afgeskryf, en waar mense wat nie eens met die Here omgee nie, en jy met daardie mense praat en hulle tot inkeer kom, dan weet ek was op die verkeerde pad. Maar ons as gelowiges sukkel partykeer om my daaglikse stap te neem om te sê, moes dit nie gesê nie, Here, ek is jammer, ek moes nie dit gekyk het nie, Here, ek is jammer, ek moes nie daartoe gegaan het nie, Here, ek is jammer, ek was nie gehoorsaam nie. Eintlik is dit basies onmoontlik om regtig gehoorsaam te wees aan die Here, as ek self nie erken dat my wil partykeer voor die Here is. En dis die uitdaging wat ek saam met jou hierdie week wil gaan doen, is om net te vra, wat is daar in my lewe as ek in die spieël kyk? Wat ek wel weet vir die Here moet sê, Here, maak my vry hiervan, al af die leer, al af die toepie, gee my die bril van geloof, help my in die lig te lewe, soos wat U dit doen. Amen. Here, dankie vir genade, dankie vir vryspraak, dankie dat ons opreg na U toe kan kom en kan sê, Here, jammer, dat U genade genoeg is, dat U 'n God is van tweede, derde, vierde kans, en Here, dat daar niks te groot is vir U, om uit te vee. Maar Here, help ons om te weerhou daarvan, om nie in die spieël te kyk en nie te sien, dat ons partykeer bietjie belaglik lyk, al die dinge wat ons saam met ons dra, wat ons nie werk nie. So bid, Here, vir ons skole, ons bid vir kinders, wat 'n besige skedule het hierdie kwartaal. Ons wil bid, Here, vir almal wat siek is in die gemeente. Ons wil bid, Here, vir die verkiesing wat in November plaasvind, die politieke debatte wat nou warm word, maar ook, Here, die politieke moorde en die hartseer slegte dinge wat gebeur in ons land wat ons nie wil sien. Ons wil bid, Here, vir die kerk. Elke gemeente in die stad, ons buurgemeentes, ons ringse nodes, elke kerk wat opreg U aangesig soek. Ons wil bid dat U ook die kerk sal gebruik, die Gatrein gemeente sal gebruik, as 'n baken van hoop, en 'n plek, Here, waar ons iets van U liefde en die evangelie kan ervaar. Bid, Here, dat U met ons hierdie week ook sal wees, elkeen van ons, waar ons nou eintlik die sendingveld betree, wat ons hier uitgaan. Here, dat ons in 'n wêreld waar daar baie tollenaars en prostituie is, ander mense wat U ken nie, Here, dat ons so sal lewe, dat daardie mense ook na U toe sal kom en sê, maak my ook vry van al die dinge wat nie hier hoort nie, wat ek nie moes aantrek nie, wat nie by my is. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Ons gaan nou staan vir die uitstuurlied, die 308 vers 1 tot en 5, en dan bly ons staan vir die seën, en ons sing dan ook die Amen dan.
'n wêreld waar mense nie wil erken hulle maak foute nie. Wees jy die een wat anders berou betoon, sodat jy ook die koninkryk kan bou. Mag die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees bly met ons. Amen.